As 'n mens die Bybel lees, dan sien ons dat omtrent almal gaan lees die Bybel met dit in agtergrond. Alle mense wat in hierdie Bybel geskryf gaan was gewone mense soos ons. En almal wat hiervan geskryf was, of 99% van hulle, was in een of ander krisis. En hulle het na die Here toe gekom. Gaan kyk 'n bietjie.
as jy dit gaan lees. So hulle was ook maar net mense. Nou toe ek dit so op my agtergrond gaan lees, toe dink ek aan die mense wat so probeer uitvind waarvan af kom die mens. Is hulle vreeslike teorieë. En hoeveel jare, duisende jare probeer hulle nou al uitvind waarvan af kom die mens en hoe het die wêreld ontstaan en hoe het alles ontstaan. Maar ek dink die vandag nog die beste om aan te glo is dat God die mens gemaak het. En hulle deur die eeue wat het geglo het oorwinning gehad. Het in moeilike omstandighede 'n oplossing gekry. Het wanneer ander nie kon aangaan nie, kon hulle aangaan, want die Here het hulle gehelp en hulle genade gegee. Maar hierdie mense was bereid om na die Here toe te kom en na hom toe te kom en te sê, Here, hier is my lewe. Op 'n stadium het die disippels by hom gekom en het gesê, Here, nou hoe gaan dit ooit kan gebeur? Ek weet nie hoe dit ooit kan gebeur nie. Dit is absoluut onmoontlik. Toe sê die Here vir hulle daar in Markus 9:23 en ook op in die ander evangelies. En Jesus sê vir hom, wat dit betref, is jy kan glo. Alle dinge is moontlik vir die een wat kan glo. Alle dinge is moontlik. En ek wil vanmôre sê, daar's niks wat die Here nie kan doen nie. Al wat hy nie kan doen nie, hy kan nie sondig nie. Want hy is die geregtigheid. Hy is die lig. En in hom is daar geen duisternis nie. Inteendeel, wat die Vader met Jesus gedoen het is, hy het hom sondig gemaak, sodat ons sy geregtigheid kan word. En die tafel is die bewys daarvan, dat Jesus gesterf het, sodat ons oorwinning kan kry. Hoekom sal ons dan in ellende sit? Hoekom sal ons dan sit en worstel en met bekommernisse sit, as die Here daar is om ons te help? As sy genade so groot is, as sy liefde so groot is, dan moet ons opstaan daaruit en die Here glo en sê, Here, hier is my lewe. Ek gaan nie toelaat dat hierdie dinge my onderkry nie. Ek kyk sommer daar so in die Bybel, ek wil julle na 'n paar gebeurtenisse van 'n paar mense toe vat. Daar in Johannes 9, die eerste 2 verse, wil ek net daar lees. Daar was 'n man wat blind was. Hy was blind gebore. Johannes 9 vers 1 en 2. En toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van geboorte af. En sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Toe begin hulle nou derms uitreik. Hoekom? Waarom? Ons begin ons altyd daar, ja, maar as hy nie dit gedoen het nie, dan sou dit nie gebeur het nie. Ja, maar as ek nie so gemaak het nie, dan sou dit nie gebeur het nie. Maar as die COVID gekom het nie, dan sou dit nie gebeur het nie. Maar as, weet jy wat is as? As is verbrande hout. En dit beteken niks. Nou begin ons nou met hierdie ou goed van ons, net soos die disippels. Wie, Here, is nou die oorsaak? Wie het nou hierdie goed gedoen? Hoekom is dit nou so? Waarom? Hierdie vraag, hierdie 1010 vrae wat ons het, en ons gee die een skuld, en ons gee daai een skuld, en ons probeer om ons te regverdig deur ander skuld te gee. Dit sal nie help nie. Dit gaan niks gaan gebeur nie. Jy gaan net al dieper en dieper en dieper in jou ellende in. Kyk wat antwoord Jesus hulle in die 3de vers. Hy sê, Jesus antwoord, ek het nie gesondig, hy het nie gesondig nie en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hulle openbaar gemaak word. Die werke van God moet in hulle openbaar gemaak word. Nou vra mens baie kere, hoekom gebeur hierdie goed met my? Sodat God kan kom en sy werke in ons lewens kan openbaar en ons nader aan hom kan kom en ons kan ervaar, hy's 'n God van naby en nie 'n God van ver nie. Want by die Here is alle dinge moontlik.
Ons het nie nodig om bevrees en bekommerd te wees nie. Ons het nie nodig om bang te wees nie, want die Here sal ons help. Terwyl ek nou hier praat, ervaar ek mense sê in hulle harte, ja, maar as jy ook dit gedoen het, gaan die Here hom nie help nie. Hy gaan hom help. Die Here red mense wat moord gepleeg het. Hy help mense wat lelike goed gedoen het. Hy help mense wat geld gesteel het. Hy help mense wat enige ding gedoen het. Kom hy met sy guns en hy kom haal hulle uit die toestand uit en hy help hom as hulle net na hom toe wil kom. Dis al wat hulle moet doen. Daar in Matteus 8 is so 'n mooi voorbeeld van dit. Matteus 8. Kom ons lees nou van vers 1 tot vers 3. Genesing van 'n melaatse. En toe hy van die berg afgekom het 'n groot menigte hom gevolg. Weet julle hoekom het hulle hom gevolg? Omdat hulle gehelp is, daar waar hulle 'n probleem gehad het. Dis hoekom hulle hom gevolg het. Omdat hy in hulle belang gestel het. Omdat hy lief was vir hulle. Omdat hulle geweet het, hier is iemand wat ons kan help en wat ons genade gee. Die tweede vers sê, en daar het 'n melaatse man gekom en voor hom neergeval en gesê, Here, as U wil, kan U my reinig. Hy man mag nie eers daar gewees het nie. Hy het alles oorboord gegaan met alles. Hy was 'n aansteeklike siekte gehad. Hy moes gelok het by sy huis. Maar hy besluit, ek gaan nie. Ek gaan kom. Ek gaan na Jesus toe kom, want hy kan my help. Want by hom is alle dinge moontlik. En hy kom sommer met hierdie verskriklike antwoord, Here, as U wil, kan U my reinig. So hy het gekom sê, Here, gee my antwoord. Here, gee my genesing, as U wil. Dis nogal 'n erge stelling om sommer te maak. Daarom steek Jesus sy hand uit en raak hom aan en sê, ek wil word gereinig. En dadelik is hy van sy melaatsheid genees. Onmiddellik kom die Here en hy kom genees hom onmiddellik. Want hy wil help. Die Bybel sê in Handelinge 10 vers 38, hy het die land deurgegaan. Hy het goed gedoen. Hy het almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. En nou kom hier dieselfde Bybel. Hebreërs 10:13 vers 8. Hy sê Jesus Christus is gister en vandag en tot in alle ewigheid is hy dieselfde. Hy kan nie verander nie. Hy help nog. Hy gee nog genade. Hy gee nog guns. Hy seën nog. Hy maak nog altyd gesond. Hy kom gryp nog altyd die harte van hulle vir wie hulle harte vir hom gee. En hy kom help hulle nog altyd uit hulle hopelose ellendige toestand en gee hulle genade. In Markus 10, hierdie is vir my so 'n mooi storie. As ek so effentjies wil begin moedeloos raak, dan begin lees ek net hierdie goed. En dan begin sien ek dat by God is alle dinge moontlik en ons het niks om te vrees nie. In Markus 10 is die blinde man van Jerigo. Jy moet nog 'n bietjie daai gedeelte gaan lees. Nee, dis is Markus 10 vers 46. Hy sê, en toe hy hoor, dis nou die blinde man, wat langs die pad sit en bedel. Toe hy hoor, wat hoor ek, wat sê ek vanmôre vir julle, en wat hoor julle? Jesus wil jou help. Hy wil jou genade gee. Hy wil genees. Hy wil oorwinning bring. Hoor jy dit? Die Bybel, Jesaja sê, hierdie is 'n snaakse volk. Hulle hoor, maar hulle hoor ook nie. En hulle sien, maar hulle sien ook nie. Hulle sê, daar is niemand so blind soos 'n ou wat nie wil hoor nie. En so doof soos 'n ou wat nie wil hoor nie. En so blind soos 'n ou wat nie wil sien. Hoor vanmôre. En toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret was, begin hy hom uit te roep en te sê, Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig.
Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. En baie het hom bestraf. Jy weet, as ons die Here begin soek, dan kom ons altyd teenstand en snaaks, dit kom altyd van die mense by ons. Weet jy, sommer die ouens by jou, sê hulle, nee man, jy moet nie van gedra, mens kan nie die Here so nie, gaan jy maar aan man, wat ook die Here het daai las op jou gelê. Maar hierdie man het nie opgehou nie. En baie het hom bestraf, dat hy moet stil bly, maar hy het al harder uitgeroep, Seun van Dawid, wees my barmhartig. Toe gaan Jesus staan, en sê dat hy geroep moet word. En hulle roep die blinde man en sê vir hom, hou goeie moed, staan op, hy roep jou. Wie jy is vanmôre hier, wat ek vir jou kan sê, hou goeie moed, die Here weet van jou omstandighede. Maak nie saak wat dit is nie, maak nie saak wat jou probleem is nie, die Here weet wat by jou aangaan. Hy kyk daarna, hy weet dit en hy gaan vir jou 'n oplossing bring. Hy gaan dit bring. Ons groot probleem is, ons kan dit net nie sien nie. En omdat ons dit nie kan sien nie, is dit vir ons moeilik om te glo. Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Begin die oplossing sien. Daai geld wat jy nodig het, jy gaan dit kry. Waarvanaf gaan dit kom? Ek weet nie. Ek kan jou nie sê nie. Maar ek staan vanmôre in die geloof en ek sê vir jou, jy gaan dit kry. Die genesing wat die Here vir jou gestuur het, gaan vir jou kom. Wanneer gaan dit kom? Ek weet nie. Ek weet net, dit gaan kom. Die Here het dit klaar vir jou gestuur, hy het dit klaar vir jou gegee, met die geloof moet jy net dit joune maak. Dis hoekom die Hebreër geskryf het, maar sonder geloof is dit onmoontlik om met God te wandel en hom te behaag. Want elkeen wat naby God kom, moet hom noodwendig glo dat God bestaan en dat hy diegene beloon wat ernstig en ywerig na hom soek. Wat soek ons? Kom ons soek die Here, want in by hom is 'n antwoord vir alles. Kom ons soek die oplossing by die Here, want hy kan ons antwoord. Ek onthou, toe ek groot geword het, my ma, as haar moeilikheid kom, die eerste ding is wat sy doen, sy slaan die vloer en sy bid, dit is snaakse mense die, weet hulle, kan hulle nie die ding op reg maak en nou bid hulle. Maar weet julle wat? Tog het die Here hulle geantwoord en vir hulle oplossing gebring, hulle genade gegee en hulle gehelp. En toe ek in die krisis kom, al wat ek kan doen is, begin bid, begin die Here soek, begin na die Here toe gaan, en die Here het my gehelp. Daar in Hebreërs 12, vers 1 sê die Bybel, hy sê ons het 'n wolk van getuienisse vir dit wat God vir ons gedoen het. As ek vanmôre hier moet staan, kan ek jou hoe lank besig hou vir dit wat die Here gedoen het, omdat ons hom geglo het en gesê die Here sal my help. Hy sal vir my genade gee, hy sal vir my oorwinning gee, hy sal sy gees op my uitstort en hy sal vir my help om hierdeur te kom. Maar kom ons gaan aan. Vers 50. En hy gooi sy oorklere af, staan op en kom na Jesus toe. Die bedelaars van daai tyd, mense wat blind was, het die reg gehad om te bedel en 'n blikkies te skud. En dan het hulle 'n sekere kleed gekry om te dra, wat hulle die reg gegee het. As hy daai kleed aan het, dan was dit 'n bewys, hy mag bedel en hy mag sit en sy blik skud. En hierdie man besluit, hierdie kleed wat ek nou al van hoe lank dra, omdat ek nie kan sien, hier gaan ek afgooi. Hierdie stuk ongeloof, wat wys ek is blind, gaan ek afgooi. Ek gaan klaarmaak daarmee, ek gaan dit net nie los. En ek gaan na hierdie Jesus toe. En Jesus antwoord en sê vir hom, wat wil jy moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom, Rabboni, dat ek mag sien. Hierdie woord beteken meester, dat ek mag sien. Hy kom na Jesus toe met sy hele hart. Hy gooi sy verlede van hom af. Hy sê, ek maak klaar. Ek kom met my alles na u toe en ek weet, u gaan my help. En Jesus sê vir hom, gaan.
Interessant wat nou daar staan. Moet kyk daar in die Bybel wat daar staan. Jou geloof het jou gered. Jou geloof in Christus het jou gered. Dit wat jy op my vertrou het, nou kan jy hier wegstap en jy sal sien. En dadelik het hy gesien en Jesus op die pad gevolg. Mense met probleme het na Jesus gekom en hy het hulle gehelp. En ek wil vanmôre vir jou sê, kom na Jesus toe, hy sal jou help. Kom na Jesus toe, hy trek niemand voor nie. Hy sê die aannemer van die persoon nie. Hy kyk nie wat 'n kleur jy is nie. Hy kyk nie as jy te veel geëet het en nou is jy siek van te veel eet nie. Hy kyk na die hart, hy kyk die binnekant en hy sien hier's 'n hart voor my en sê, Here, help my, gee my genade. En die Here gee genade. Moenie begin om te vra hoekom en waarom nie. Kom net na die Here toe, hy sal jou help. 1 Petrus 1 vers 8 sê, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het. En wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo. En julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Ons sien hom nie, maar ons weet hy's daar. Dis hoekom die mense seker maar vir hulle gode maak, soos 'n Boeddha beeld aanbid, en daai een klomp het hoeveel 137 gode. Ander wat is hulle, die Hindoes, nee? Hulle baie, duisende. Elkeen is 'n God vir reën en 'n God vir nie reën nie en 'n God vir ek weet nie wat als nie. Maar ons het Jesus Christus in wat alles vasgevat is. En wie, watter ander godsdienst in die wêreld kan nog sê, hulle God het vir hulle gekom sterf op die kruis. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So lief het God elkeen van ons gehad, dat hy gekom sterf het op die kruis. Wie kan dit nog sê? En as dit so is, hoeveel te meer sal hy ons nie help nie. En interessant, die Bybel sê, moenie dwaal nie. Elke goeie gif en elke volmaakte Vader daarvan bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen skade weer van omkering is nie. Want hy het ons voortgebring, en hy het ons daar gebring, en daarom sal hy ons help en ons genade gee. Ons moet net na hom toe gaan en hom glo. As die krisis oor ons kom, dan glo ons liewers die duiwel wat vir ons sê, ja, die Here het jou verlaat. Die gee ons glo sommer dadelik. Gaan in trane en ellende, en ons sit daar, en kom ons glo die Here wat sê, ek is met jou. Elke dag, tot aan die volëinding van die wêreld. Glo die Here wat sê, ek is lief vir jou, ek stel belang in jou, ek gaan jou uit hierdie krisis uithaal, en jy gaan die oorwinning van my sien. Glo die Here wat sê, ek is 'n genadige en 'n barmhartige God, en wil julle seën moet oorvloed en met guns. Dit is die God wat ons dien. Dis die God wat ek dien. As ek in my lewe moet gaan kyk, en sê die Here het my geseën omdat ek goeie dade gedoen het, dan gaan daar geen seën wees nie. Maar die Here het my geseën omdat hy lief is vir my. En die Here seën jou omdat hy lief is vir jou. Die Here gee jou genade omdat sy guns uitgebrei is en almal wat daar onder in hardloop gaan die seën en die guns van die Here ontvang. Daarom roep ek vanmôre vir jou uit en sê, glo die Here en lewe. Glo die Here en kry jou oorwinning. Glo die Here en stap in oorwinning uit. Die Here is met jou. Omdat hy met ons is, kan ons ook bid vir mekaar. Kan ons mekaar bedien met die liefde van die Here. Kan ons mekaar seën met die seën van die Here. Kan ons mekaar sê, die Here is goed, gaan net aan. In die Bybelse tyd het hulle ons mekaar gegroet met hierdie woord Maranatha, Jesus kom weer.
Kom ons groet mekaar, as ons mekaar in die hand kry, of uit mekaar uit gaan Maranatha, Jezus kom weer. Sy goedheid en guns is met jou. Wanneer ons by mekaar kom, seën mekaar met die seën van die Here. Seën mekaar met die guns van die Here, want hy is die God wat seëning en oorvloed en genade bring. Ongeag die omstandighede, ongeag wat gebeur het, die Here is met ons. Al wat jy net nie moet doen, jy moet net nie gaan sit en niks doen nie. Die Here kan nie jou help wat niks doen nie. Staan op, doen iets. Die seën van die Here sal met jou wees. Mense sê altyd vir my, jy nog wel weet jy moet dit doen. Ek sê man, ek het dit maar begin doen. En dan sê ek, Here, as dit moet so wees, laat dit aangaan, en as dit nie so moet wees nie, dan stop jy dit, en dan gaan ek maar net aan, en dan seën die Here my, want sy guns, en sy oorvloed, en sy seën is met my, en dan seën hy my later, so dat ek nie by alles kan kom nie, dat ek ander ook nog moet kry om te help, omdat die seën van die Here ons agtervolg elke dag. Staan net op met hierdie wete, God is met jou. Moenie derms begin uitreig van hoekom en waarom nie. Hoekom en waarom gaan jou nergens bring nie. Maar glo die Here. Hierdie een man het gesê, Here, as U wil. En toe sê die Here, ek wil. En die Here help hom. En hy stap in oorwinning daar weg. Dink 'n bietjie aan daai man. Dink 'n bietjie aan daai melaatse. Met wat 'n oorwinning het hy daar weggestap. Ek wonder wat het sy mense gesê toe hy by hulle aankom. Eenkant in 'n grot moes hy gebly het. Hier kom stap hy aan, blakend gesond. Wat het met jou gebeur? Ek was by Jesus gewees. Hy het my oorwinning gegee. Daar was oorwinning in daai huis. Daar was guns in daai huis. Daar is gejubel en gejuig, want die Here was met hulle. Hierdie ou blinde man, vir wie hulle gesê het, bly stil, moenie kom raas nie. Toe hy daar wegloop en hy kan sien, en hy seker hulle koppe en skaamte laat sak en gesê, o Here, vergeef ons, kom ons ongeloof ook te hou, en kom help ons. Kom, ons staan op en ons glo die Here. Hoekom? Sodat die naam van die Here verheerlik kan word. Want hy het gekom om oorvloed te gee. En al staan ek hier, en ek het niks, sal ek het nog altyd bely, want my God kan nie fail nie. Want hy is die oorwinnaar van alle oorwinnaars. Hy is die almagtige God. Hy is nie net magtig nie, hy is almagtig. By hom is alle dinge moontlik. En wil ek jou oproep vanmôre om op te staan in hierdie tye en 'n getuienis vir die Here te word en te sê, Here, kom openbaar U self in my lewe sodat die wêreld sal sien ek is 'n kind van God en ek het nie nodig om te vrees nie. Die Here is met julle. En hy is lief vir julle. En hy stel belang in julle. En hy wil sy seën oor julle uitstort. En hy wil hê julle moet oorwinning ontvang, soos nog nooit in julle lewe nie. En julle moet getuienis word van dit wat hy kan doen. Vader, dankie dat ons na U toe kan kom. Dankie dat ons deel van U kan wees. Dankie dat U liefde deel van ons is. En dankie Here dat U ons ingeroep het in U koninkryk. En dankie dat ons nie hoef te vrees nie, maar in die geloof kan ons die pad met U stap en weet U is met ons. Ek bid vanmôre Here, as hier vanmôre mense sit wat U dringend nodig het, bid ek o Gees van die Here dat U nou op hulle sal neerkom en dat hulle sal ervaar U is 'n God van naby. Dat U nou daai negativiteit sal vernietig in hulle lewe en dat hulle U sal sien en U oorvloed sal sien en U guns sal sien en sien U is die lig wat die duisternis verdryf. Ek bid dit in Jesus naam. U maak die siekes gesond nog altyd, Here. U maak nog die sluise van die hemel oop vir hulle wat U nodig het. U doen nog wonders. U het nog nie verander nie. En ons vertrou net op U, want U is ons God. Ons bid dit in Jesus se naam. En ons sê vir U dankie daarvoor. Amen. Broodjie, julle kan dit sommer uithaal. Daar is dit vir ons. Ek wil 'n skrifgedeelte lees in 1 Petrus 2 vers 24 af. 1 Peter 2 vers 24 en ek gaan dit nou in Engels lees in die Amplified want dit sê dit in 'n baie mooi. Dit sê He personally carried our sins in His body on the cross, willingly offering Himself on it,
as one on the altar of sacrifice, so we might die to sin. Dit is nogal mooi hierdie omskryf wat hy sê, becoming immune, ons is allemaal nou so immuniteit teen COVID, becoming immune from the penalty and power of sin, and live for righteousness. For by his wounds you who believe have been healed. Nie will be healed nie, have been healed. Dis vir my so mooi. So kom ons neem die brood en die liggaam is gebreek en eet dit en neem dit en weet dit is gebreek sodat ons genees is in hom. Vader, dankie dat U seun gegee het aan die kruis. Gebreek vir ons. Sy liggaam sodat ons genees kan wees. Ons loof U daarvoor. Dankie ook dat die bloed gevloei het aan die kruis vir elke sonde, vir elke ongeregtigheid, sodat ons geregtig kan wees voor Christus. So neem die brood, die wyn en drink dit. Dit wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. Vader, ons eer en die volmaakte offer namens ons gebring het. Here, ons het niks gedoen. Alles is vir ons gedoen. Ons hoef ook niks te doen, ons hoef dit net aan te gryp. Ons hoef dit net te glo en deel te wees daarvan. En Here, ons kom celebrate, ons kom herdenk met dit wat U vir ons gedoen het aan die kruis vandag met die nagmaal. En Satan, in die naam van Jesus, het ons oorwinning oor U deur die bloed van die lam en deur ons getuienis. Ons loof U daarvoor, meer as oorwinnaars, deur Christus Jesus. Ons prys U naam daarvoor, Jesus. Amen. Kom ons allemaal staan, ons gaan een bekende liedje sing, ons allemaal ken hom. Mooi hulle uit, kom ons allemaal sing lekker hard saam. Elke druppel